Baie welkom hier in Ermelo. En vandag is die 31ste Mei 2026. Maar voor ons met die boodskap begin, wil ek net iets sê rondom 31 Mei. 31 Mei is 'n datum wat gekies is, waarmee sekere aksies teen hierdie volk geloods is. Het is baie interessant dat op die 31ste Mei 1902 moes hierdie volk al wapens loop neersit. En hulle moes by die voete van die vrymetslaers gaan loop neersit. En op 31 Mei 1910 is hierdie kosbare klein volkie geïnkorporeer. Sy's geassimileer, sy's saamgevee om binne in die Union of South Africa deel te word. Dis op die 31ste Mei 1910. Dis verskriklik interessant as 'n mens na die ritme daarvan kyk. En op 31 Mei 1961 het Hendrik Verwoerd Londen toe gegaan. En hy het gesê hy gaan 'n republiek uitroep. Maar die onderneming was hy moes steeds deel wees van die Britse bondgenootskap. Baie interessant hoe dit werk, want eintlik is 'n republiek mos veronderstel om soewerein te wees. In elk geval, dis ook op die 31ste Mei gedoen. En ons het leef en ons het gedoen en ons het gepraat en ons het kerk toe gegaan en ons het lofliedere gesing, maar ons het nooit agtergekom wat is eintlik geïmplementeer teenoor hierdie klein hartsvolkie van Vader Jahwe nie. Dit beteken dat die sogenaamde republiek in 61 is net 'n naamsverandering vanaf the Union of South Africa na the Republic of South Africa, maar nog steeds onder beheer. Daar was nooit volksvryheid bedoel binne in hierdie hele oefening nie. En daar's baie weerstand in hierdie tyd wat opbou rondom hierdie aangeleentheid. Maar ons is oortuig daarvan dat al hierdie dinge gaan meewerk waarin hierdie klein volkie oor kan die riviere van Kus al voete gaan vind. En hulle sal mekaar se harte vind. En dan wil ek graag voorbarig wees as daardie dag het hierdie plek groot moeilikheid. Want hulle gaan die leeu oor kan die riviere van Kus wakker maak. En ons loof ons Vader daarvoor. Hulle het gedink, hulle kan ons aanhou mislei. Hulle het gedink, hulle kan alles agter die deure doen, maar niks, het Vader gesê, niks wat verborge is, sal verborge bly nie, dit sal in die lig geopenbaar word. En ek wil 'n beroep maak op al die pragtige mense daar buite. Ons verskil met mekaar in klomp goed, dis reg. En ek eet met my linkerhand en jy eet met jou regterhand. En jy eet jou paustousties vir breakfast en wat dit ook al. Maar ons moet begin verstaan dat ons is die klein volkie oor kan die riviere van Kus en dis ononderhandelbaar. Halleluja. Prys sy kosbare naam. Vanoggend se tema is baie sensitief en ek wil graag so 'n bietjie uitwy daaroor en net vir ietsie wys van hoe hulle ook binne in die sogenaamde teologie ook met hierdie verskriklike misleiding besig was om te verhinder dat hierdie klein volkie regtig nou maar 'n volk sal word as sy sal ontdek wie is sy, watter hand is oor haar, wat is oor haar geprofeteer en dies meer sy. Daarom moet ons verduidelik as ons praat van Vader Jahwe as losser, dis ons tema, Vader Jahwe as ons losser. Nou binne in die teologiese wêreld, en dit is baie lank terug al gedoen in die jaar 325 met die konsilie van Nicea en die konsilie van Konstantinopel 100 jaar later het hulle hierdie drie eenheid ingebou. En hulle het besluit
om dit vir die mense makliker te maak om te verstaan, hoor nou hierdie sotheid, om vir die mense dit makliker te maak om te verstaan, het hulle 'n Vader wat abstrak is, 'n Seun wat hier gebore is, en 'n Heilige Gees wat as trooster gegee is. En u en ek het daarmee groot geword, en ek is daarmee georden, ek is daarmee in die wêreld ingestuur, ek is daarmee vertroud gewees, en dis meer sy. Nou is ons vandag in 'n skaamte, om die eenvoudige rede, dat ons het ontdek uit die skrifte, nie uit 'n duimsuig uit nie uit filosofiese nadenke nie, maar uit die skrifte, is dit nou baie duidelik, dat ons al die jare mislei was. Nou dit was 'n strategie, want hierdie seun het gekom om die wêreld van sy sondes te verlos. En hierdie seun, wat hulle geskep het, is veronderstel om te sê, dat Vader het alles geskep, en daarom is hy lief vir almal. Dis die grootste leuen wat ooit vertel is. En om daardie rede, gaan ons nou vanmôre 'n bietjie dieper kyk na Vader Jahwe as losser. Jy moet die skrifte oopmaak by Jesaja 44. Ons lees in die 6de versie. Jesaja 44 verse 6. Nou luister mooi, dit is verskriklik belangrik dat ons dit nie mis nie. Luister tog mooi. En as jy na die diens vrae het, asseblief vra die vrae, want ons moet dit klaar kry, ons moet dit staan maak. Dit is absoluut van kardinale belang. Jesaja 44:6. So sê Vader Jahwe, dis die aanhef. Met ander woorde, die profeet sê eintlik vir ons, luister, ek praat nie uit myself uit nie. Hy sê, so spreek Vader Jahwe, of so sê Vader Jahwe, dan gaan hy verder. En hy's eksklusief in hierdie uitspraak. Hy sê, die koning van Israel, lees saam met my, hy staan daar, die koning van Israel. So ons het twee eksklusiewe aankondigings hier. Hy sê, dis Vader Jahwe wat so sê, wie is hy? Die koning van Israel. Hy praat nie hier met die wêreld nie. En sy losser. Dit beteken, ons moet nou kennis neem, dat die profeet kondig aan, dat Vader Jahwe is die koning van sy volk, en is sy volk se losser. Dis nie iemand anders nie. Ons moet dit duidelik verstaan. En dan net terwille van die wat nog twyfel het, sê hy die volgende, ek is die eerste en ek is die laaste. Hoekom sê hy dit? Wil hy vir ons baie duidelik aan ons verstand bring, dat die laaste gedeelte van die teks sê, en buiten my is daar geen God nie. Ek gebruik nou die titel God, maar ons moet verstaan, hy sê buiten my is daar niemand nie. Daar's niemand nie. Dit beteken, ons moet die diepkant van hierdie teks en hierdie profetiese eskatologiese profesie baie mooi in plek moet kry. Die waarheid is dat die profete dit helder aangekondig het. Daar was geen illusie gelaat nie. Dis Vader wat so sê, hy is die koning van Israel, hy is die losser, hy is die eerste, hy is die laaste, en na hom is daar niemand nie. Ons moet die diepkant van hierdie goddelike stelling kan ervaar. En u en ek het groot geword met 'n Vader wat ergens is. En met 'n Seun, en ons het hier 'n Trooster, 'n Heilige Gees wat hier rondgaan, maar hierdie Heilige Gees doen die vreemdste en die snaakse goed op hierdie landoppervlakte. Wat so strydig is met die skrifte is net nie waar nie. Maar ons aanvaar dit, ons leef daarmee saam. Ons sê, ja, wat kan ons nou daaraan doen? Dis verskriklik. Dis godslasterlik
Wanneer Vader sê hy is die koning van Israel en sy losser, dan beteken dit doeteenvoudig die volgende: dit is vir niemand anders bedoel nie. En as die wêreld nou hier daarvan hou nie, kry vir julle. Die feit van die saak is, Vader het klaar gepraat hieroor. Dis eeuse tradisie wat u en ek en hierdie volk in stand gehou het, ter wille van wie? Die vraag in my hart is spontaan, want u moet onthou, dat hierdie volk het hier aangekom, onder sy hand. Waaragtig. Sy loop van die Kaap af weg uit die kerk uit, wat haar onder sensuur geplaas het. Sy pak hierdie Bybel onder haar arm, sy trek die vlaktes in. Net toe sy begin tent opslaan binne in haar grondgebied waar sy wou gewees het, dan kaap die kerk haar. In hierdie stelsel, hierdie institusie met sy ideologie, het hierdie volk se innerlike haar bewussyn van haar identiteitsvermoë so aangetast dat sy vanmôre nie meer weet wie sy is nie. En wie het dit gedoen? Godsdienst. Jesaja 44 is nie 'n gesprek tussen twee figure nie. Dis nie 'n gesprek tussen 'n vader en 'n seun nie. Daar's nie hierdie gesprek nie. Dis nie 'n kontrak tussen twee persone nie. Dis net hy. Hy het gesê. En om watter rede kan ons dit nie aanvaar nie? Om watter rede? Want jy sien, ons worstel, want ons is gebreinspoel, ons is ingedrul binne in hierdie dransel. Ons kan nie uitbreek nie, dis 'n Egiptiese toestand. Miskien gaan baie hiervan nie hou nie, maar daarmee het ek groot vrede. Daar's net een spreker, daar's net een naam onder die hemel gegee, en dis Vader Jahwe. Daar's niemand anders nie. Ons is veronderstel om die skrifte dan te verstaan soos wat dit vir ons gegee word. Ons kan nie iets anders byvoeg nie. Ons kan nie Griekse filosofie gebruik om die woord van Vader so bietjie op te dolly, om so bietjie meer geur en kleur aan te gee nie. Ons is nie veronderstel om dit te doen nie. Ons is veronderstel om dit te vat soos dit geskryf staan. En daarom sê ek weer vanmôre, die skrifte moet oorgelees word, nie oorgeskryf word nie. Ons moet hom reg lees. Die twee-eenheid aanname is absoluut in stryd met hierdie skrif. Ek gaan verduidelik. Die profete ken nie skeiding nie. Jy kan van Genesis tot by Maleagi gaan lees. So spreek Vader Jahwe. En die profete het hom gekwoteer. Hulle het gesê, dis hoe hy dit sê. So, die wet en die profete is nie verander nie. Vader het dit nêrens verander nie. Dit het in plek gebly, konsekwent. Maar wat het nou gebeur? Ek gaan vir u verduidelik waar het dit gebeur. Wanneer jy Jesaja 43 vers 11 lees, bly net so 'n bietjie terug, hy's naby. Jesaja 43 verse 11. Hy sê, ek is Vader Jahwe en buiten my is daar geen verlosser nie. Het jy hom gelees daar? Hy sê, ek is Vader Jahwe en buiten my is daar geen verlosser nie. Het is so duidelik, so daglig. Nou goed, kom ons raak opgewonde. Dit gaan nogal lekker word vanmôre. Die profete leer nie 'n vader hier en 'n losser later nie. Hy sê, hy is Vader Jahwe. Hy is die koning. Hy is die verlosser. Daar's niemand tussenin nie. Nou, hoe het die twee eenheid dan nou ontstaan? Waar het dit ontstaan? Kom ons kyk net so 'n ou bietjie. Dis nie uit boosheid nie, is ook nie uit rebellie nie, want jy moet onthou, ons voorgeslagte
was blootgestel aan godsdienst. Kort met Vader sê, moenie die afgode oor kan die Eufraat aanbid nie, moenie dit nie, los die Egiptese kalf en so weer, daar was altyd godsdienst. En al hierdie godsdienst het hierdie volk gereeld met eentonige reëlmaat mislei, net soos wat ons mislei is hier in boereland. En iemand moet dit begin reguit sê. Ons is klaar met julle. Ons Vader is een. Die vroegere kerk, ek praat nou van die ouens wat in die konsilies van Nicea en later, 100 jaar later in die Konstantinopel, het hulle besluit om hierdie ding te bou, van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ek weet, ek gaan pak kry oor, maar ek sal my pak vat. Maar dan moet ons die skrifte vat en ons moet dit uitsorteer, soos wat die skrifte dit vir ons sê. Ons kan nie 'n institusiese ideologie een dag verder ondersteun nie. En dan sit jy vir my en kyk en jy weet, die nasionale partyregering het vir die kerk gaan vra, wat moet hulle doen met apartheid, en die kerk het gesê, skrap die ding. Dit was 'n voorbereiding vir die gemors waarin u en ek vandag sit. Die kerk het dit gedoen. Vader Jahwe het dit nooit aangekondig nie. Het nooit vir jou gesê dat ons moet in hierdie toestand aan gaan deelneem nie. Hy het nooit vir ons gemotiveer dat ons moet ja sê vir hierdie gemors nie. Dis geskep. Daar's persone geskep. Dit is filosofiese taal, dis nie profetiese taal nie. Hoor jy dit? Dis filosofiese taal. Dis nie profetiese taal nie. Die profetiese taal praat nie so nie. Die profete gebruik nie filosofiese taal nie. Hulle gebruik verbondstaal. En as ek uitgesproke vanmôre hier in Ermelo, dan sê ek vir u, al die kerke hier buite, ongeag wie hy is, praat nie verbondstaal nie. Nie een nie. Nou wie moet ons nou volg? Niemand nie. Net Vader Jahwe. Net Vader Jahwe. Een naam, een identiteit, een Vader, een losser. Dis ons ou plekkie. Nou, lees gou saam met my Jesaja 53 vers 1. Jesaja 53 vers 1. En dis 'n vraag wat nou op jou en my hart val vanmôre, want hy is nou 3000 jaar oud. Maar hy moet nou onthou, hy's net so vars, asof hy nou net die vraag gevra het. En dit is Vader. Die profeet vra, hy vra. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? Wie het geglo wat aan ons verkondig is? Die vraag word vanmôre vir u. Hierdie skrif verkondig 'n waarheid. Hierdie waarheid is Vader self. Dis nie 'n definisie nie, dis nie iets wat in 'n papiertjie opgeskrywe staan nie. Dis Vader. En die profeet vra, wie het geglo wat aan ons verkondig is? Die vraag word vanmôre vir u vra. Hy word gevra direk. Glo jy wat aan wat die skrifte aan jou verkondig het? Nou moet ek dadelik vra, nou wat 'n ongeluk het gebeur dat ons vir eeue in hierdie land 'n klomp goed geglo het wat nie verbondstaal is nie. Hoe dit gebeur? Maklik. Ons was goed gelowig. Ons het herders hier gehad. En Vader sê in Esegiel 34, wie die herders van Israel. Dis ons probleem. Maar ons koer rondom godsdienst, wat ons so diep in die moeilikheid het, dat ons snak na ons asem. Om watter rede kan ons nie uitbreek tot eer van sy naam nie? Hoekom wil jy vashou aan goed wat hom gelaster het? Wat sy volk se
toekoms aangetast het, wat sy volk se kindertjies vanmôre in verwoesting het. Hoekom wil jy aan dit vashou? Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van Vader Jahwe geopenbaar? Aan wie is die arm geopenbaar? Ons kom by hierdie punt, ons praat oor 'n losser op die volgende wyse. Die losser is die regterhand. Vader sê, Vader, hoor mooi wat sê hy. Hy sê, ek het jou met my magtige regterhand uit die slawehuis uit Egipte uitgelei, Deuteronomium 5. Is jy by my? Maar hy het nie 'n regterhand nie, ook nie 'n linkerhand nie. Maar wanneer hy sê, hy doen dit, daar staan hy geskrywe, en aan wie is die arm van Vader Jahwe geopenbaar? Kom ek verduidelik vir u. Wanneer Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was Vader Jahwe, en die woord het vlees geword, dan is dit Vader wat sy regterhand, hy self, aan sy volk kom openbaar. Hy het dit nie aan die wêreld gedoen nie. Hoekom nie? Want hy is Vader Jahwe, hy is die koning van Israel en sy losser. En hierdie teks sê, hy het aan sy volk sy regterarm kom openbaar. Wat 'n heerlike oefening is dit nie? Is dit nie? Ons losser is die openbaring van Vader se arm, as ek dit so mag verduidelik vanoggend. Nou, wie het dit geglo? Wie glo dit? Die wêreld glo dit nie vanmôre nie. Die wêreld het iets gebou met hierdie verlosser. Hierdie verlosser het gekom om die wêreld van hulle sondes te verlos. Dis onmoontlik, dit kan nie so gebeur nie. Hy het nie eens gekom om sy volk van sondes te verlos nie. Sondes is 'n ding waaroor jy en ek 'n bewuste besluit kan neem. Jy kan of aanhou daarmee of jy kan ophou daarmee. Dis die vermoë wat Vader Jahwe vir ons gegee het. Dit is nie wat sy verlossing is nie. Sy verlossing is uit 'n Egiptiese en 'n Gomorra toestand. Dit is presies waar ons vanmôre is. Hierdie land is vervuil met afgoderry en dit sluit die kerke in. Hulle het nog nooit vrygekom van afgoderry nie. En dit is die posisie waarin ons is. Die waarheid is verkondig, man. Vader het dit self gedoen. Dit is duidelik, dit is goddelik. Maar die meerderheid, die massa, glo dit nie. Nou aan wie is die arm dan geopenbaar? Want as die arm aan almal geopenbaar was, sou hierdie gemors toestand nie geheers het in Suid-Afrika nie. Maar ek het nou vrede, kom ons stap net so 'n bietjie weg van die massas af. En dan kyk ons, en ek gaan nou weer herhaal, dat jy nou maar weer gaan loop kyk, ek suig dit nie uit my duim uit nie, dit staan in die skrifte so opgeskrywe, Vader Jahwe, ek is Vader Jahwe, die koning van Israel, en sy losser. Met wie praat hy? Aan wie het hy homself geopenbaar? Kan hierdie magtige, vir 'n klomp sondes wat die mensdom in sy verskrikking gefabriseer het, nou moet hy uit sy troonkamer uitgaan om vir hierdie gemors te kom sterf. Dis 'n leuen, want as dit 2000 jaar gelede volmaak gedoen is, en hy is 'n volmaakte Vader, ek loof hom daarvoor, maar 2000 jaar gelede het hy aan 'n paal loop hang vir die wêreld se sondes, en hierdie wêreld is vanmôre in 'n dieper gemors ooit gedompel as ooit. Of iemand het gelieg, of hy het misluk in sy oefening. En onmiddellik verwerp ek dit met die veragting wat dit verdien, want hy is volmaak. So ons moet mooi kyk, wat het godsdiens en hulle bedmaatjie
politiek met hierdie soewereine klein volkie oorkant die rivierenkus van kus aangevang. En ons moet eerlik met ons wees daaroor, met onsself. Ons moet 100% eerlik wees. Jesaja 53 beskryf 'n Messia wat nie by die godsdiensverwagtinge pas vanmôre nie. Hy pas nie daar nie. Dis 'n liewe Jesus geskep en ek sê dit met siddering, want ek is lief vir hierdie volk. Maar hierdie liewe Jesus is nie die arm van Vader Jahwe nie. Vader omarm net sy volk, hy omarm niks anders nie. So wat is geskep? En ons is stelselmatig geleer om te omarm, om te verdra, om toe te laat, om aan tafel te kom sit. En saam in die institusionele godsdienstarena lekker agteroor te kom sit, saam. Dis nie Vader Jahwe nie. Ek hoop jy hoor my hart vanmôre. Die losser is nie 'n tweede wese nie. Ek kry dit nêrens in die skrifte en ek maak moeite om uit te vind of daardie erns dalk 'n geleentheid verstaan of 'n opening bestaan dat daar 'n tweede persoon kan wees nie. En dit staan nêrens nie. Hoekom? Want Vader sê ek is die eerste en die laaste. En tussenin is daar niks nie. Dis net hy. Jesaja 35 vers 4 sê hy sal self kom en julle verlos. Gaan lees gou daar. Gaan lees gou daar. In Jesaja 35 vers 4. Lees gou daar. Lees gou. Jesaja 35 vers 4. Lees mooi daar, dan sien jy in die laaste gedeelte van die teks staan geskrywe, hy self sal kom en julle verlos. Hy self. Ek vra dat u my nie sal glo nie. Asseblief, ek's niemand nie. Maar gaan kyk wat sê die skrifte, gaan kyk wat sê die verbondstaal hieroor. Ons mense kom nie huis toe nie. Hulle bly by die institusies en hulle verwronge ideologieë, want hulle verstaan nie dit nie. Hy self sal kom en julle verlos. Nou wie is julle? Wie is julle? Al die sondaars van die wêreld, twak. Wie is julle? Die profesie sê, die koning van Israel, sê hy nie so nie? Kan ek antwoord kry? Ja, dankie, hy sê so. Nou maar, as hy van julle praat, as hy sê, hy sal kom, self kom en julle verlos. Dan praat hy van homself, hy sê, hy sal self kom. Ons weet nou wie hy is, en ons weet hy is die koning van Israel. As hy praat van julle, dan praat hy van Israel, praat van sy volk. En ons moet klaar kry met die twak. Ons mors tyd. Ons losser is die vleeswording van Vader Jahwe se trou. So hy word self vlees om vir jou en vir my te kom wys hoe getrou is hy teenoor sy volk en teenoor homself uit die aard van die saak. Hy kom om homself in die vlees te openbaar. Hoekom? Want ons het ek wil nou net snaakse woorde gebruik vanmôre en dis nie in my aard nie, maar ons is 'n geneigtheid om al ewig afgoderye te beoefen. En dan wil ons dit skep en dan wil ons dat van hom skep. Hoekom kan ons nie net vanmôre besluit? Dit is Vader Jahwe nie. Hy is die ongebore een. Hy is die onvormbare. Hy is die eerste en hy is die laaste.
Dis wat in my hart brand. En dit moet in jou hart beginne brand. Kom ons kyk man, hier's baie Israeliete in hierdie land en baie ander godsdienstiges wat Paulus verwerp. En laat my toe om net 'n ietsie hieroor te sê. Hulle sê hy's 'n Jood, hy's 'n krombeen Edomiet. Hulle bevloek en beskinder hom van een eind na die ander eind. Om watter rede? Ja, maar hy's die 13de apostel. Dis 'n leuen. Ek self ken dit dalk nie. Die 11 wat oorgebly het nadat Judas uit is, het die lot gewerp. Hulle, nie ons losser nie. Hy het hulle almal met die hand uitgesoek. Maar hier kort nou een. En wat doen hulle? Hulle neem die saak in hulle eie hand. Hulle werp die lot en hulle wys Matthias aan. En Matthias het na daai middag verdwyn tot vanmôre toe. Hy was nooit in die apostoliese bediening betrokke nie. Hy het nooit ooit deelgeneem aan enige aktiwiteit wat op die apostels gelê is as 'n sendingsopdrag nie. Maar ek sien Paulus word gestop in sy spore. En dan word hy opgerig as die 12de apostel. Die fyn bedrog waarmee ons te maak het in die godsdienstomgewing. Ek weet jy hou nie daarvan nie. Kolossense 1:15, kom, blaai gou so toe. Kolossense 1 verse 15. Paulus is aan die woord, en ek weet hy het gesukkel met die Kolossense, maar hy het gesukkel met die Korinte en Galasiërs, en hy het nog erg gesukkel met die Efesiërs ook. Maar kom ons hoor, hy het 'n vraag seker gehad uit die gemeente of uit die samekoms en hy antwoord dit. Oor die arm. Aan wie is die arm van Vader Jahwe geopenbaar? Kom ons kyk mooi wat sê die skrifte, Kolossense 1:15. Hoor wat sê Paulus, hy is so korrek. Hy is die beeld van die onsienlike Vader. Hy is die beeld. Wie? Die losser. Die woord wat vlees geword het. Hy is die beeld van die onsienlike Vader. Het jy dit gelees daar? Hoor nog wat sê hy? Die eersgeborene van die hele skepping. Vers 16. Want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye, owerhede en magte. Met ander woorde, dit is omvattend, dit is net hy. Net hy. Maar Paulus sê, hierdie losser wat julle sien, dis wie hy is. Dis wie hy is. En dan gaan hy verder. Vers 17. En hoor hoe mooi verduidelik hy dit vir ons. Hy is voor alle dinge. Hoe? Jesaja sê, Vader sê, ek is Vader Jahwe, die koning van Israel en jou losser. En dan kom Paulus en hy sê, hy is voor alle dinge. In hom hou alle dinge stand. En dit is die passie vanmôre om vir u te sê, hoekom kan ons nie die eerstelinge wees wat spore op hierdie pad loop trap nie? Weg van hierdie godsdienstbedrog nie. Is jy bang vir die wêreld? Hoekom is jy bang vir die wêreld? Wie is jou koning? En wie is jou losser? Hoekom is jy bang vir die wêreld? Hulle gaan sê ek diskrimineer. 100. Dan moet jy in die hofsaal gaan staan en sê, your honor. Wie jy ook al is. Diskriminasie is ontleen of geleen of gebou vanuit die Latyns discernere, wat beteken om intellektuele onderskeid
te kan maak. Dis wat dit beteken. So jy moet nie intellektuele onderskeid kan maak in Suid-Afrika nie. Met ander woorde, tot jou intellektuele vermoë word hier beperk. Jy word vasgedruk, sodat die bedrog 'n staanplek kan behou. Vader Jahwe bring sy eie verlossing. Ons losser is nie 'n ander persoon of 'n tweede persoon nie, dis Vader Jahwe in aksie. Die skrifte sê so. Hoekom is dit belangrik? Want dit gaan die hele evangelie wat verkondig is oor die 2000 jaar in die asblik laat beland. Ek weet ek sê vanmôre seker goedjies wat u nie van hou nie. Ek gaan dit weer herhaal. Waarom is dit belangrik? Want dit gaan die bestaande evangelie in die asblik laat beland. Dis hoekom dit belangrik is. En vanmôre oor die lengte en die breedte van hierdie boerland, terwyl hulle kerm oor alles wat verkeerd is, die chaos, die moorde, die vernietiging, terwyl hierdie volk se toekoms in flarde lê, volgens hulle, waarin hierdie jong mens wat groot word, nie 'n toekoms in sy eie vaderland het nie, want hy het nie meer 'n vaderland nie. Hoekom? Want die kerk het hom weggegee. Dan moet daar iemand wees hier wat begin verstaan dat die ding moet nou stop. Dit moet stop. Hoekom moet dit stop? Omdat Vader Jahwe self die losser is. Ek moet wikkel, anders kry ek nie klaar nie. Verlossing is nie 'n transaksie tussen twee persone nie. Verlossing is wat Vader doen. Hy doen dit self. Die boek sê, hy doen dit self. Die kerk kan jou nie verlos nie, politiek kan jou nie los nie, niks kan jou los nie. Net Vader Jahwe, maar dan moet jy kies dat hy alleen is die losser. Amen. Ja, dan moet jy dit kies. Die evangelie is nie 'n filosofiese formule nie. Dit is die openbaarmaking van wie Vader is. Dit is die evangelie. Want dit is nog nie gebeur nie. Maar dit gaan nou begin gebeur. Dit gaan. Ons losser bring die rivier van Esegiel 47. Blaai gou saam met my. Esegiel 47. Wil net vir iets baie kosbaars wys vanmôre. Esegiel 47. Ai, die Bybelse bladsye wat so mekaar vassit. Kom ons lees van die eerste versie af. Wil net vir iets wys dat jy mooi verstaan wat hier aangaan. Dit is Vader se ritme in aksie. Dis geprofeteer. Nou hier staan geskrywe, daarna het hy my teruggebring na die ingang van die huis. En kyk, daar het waters uitgestroom onder die drempel van die huis uit na die ooste toe. Want die voorkant van die huis was na die ooste toe. En die waters het weggevloei onder die regter symuur van die huis uit, suid van die altaar. En het my uitgebring deur die noordpoort en my buitekant laat gaan na die buitenste poort, wat na die ooste kyk en sê, gaan kyk, die waters het gekabbel uit die regter symuur. Uit die regter symuur. Toe die man na die ooste uitgegaan het met die meetsnoer in sy hand, het hy 1000 el gemeet. Nou, hier is water wat onder die altaar uitkom. Water moet altyd gesien word as die volk in herlewing. So hierdie watertjie, dit kom uit die huis uit, dit kom uit Vader se woord. Hy self is ook die altaar,
En hoor wat staan daar geskrywe. Hy het 1000 el gemeet. Jong gelees? En hy het my deur die waters laat heen gaan, of deurgaan. Waters tot aan die enkels. En dis vir my so mooi. Nou begin die water vloei. Want dis Vader se woord, wat lewend begin word. In die hart, in die siel, in die lewe van hierdie volk. En dan begin die water loop onder die altaar uit. En soos wat dit vloei, begin dit al hoe dieper raak. Op 1000 el is dit enkel diep, nog 1000 el was dit knie diep, nog 1000 el was dit heup diep, nog 1000 el was dit 'n rivier en vloed. Dit is die volk wat gebore gaan word. Dis 'n volk wat in momentum kan kom tot eer van Vader Jahwe. Ons het so baie wat ons moet doen in hierdie tyd. Ons moet al die inligting van bedrog met ons saambring en ons mense moet kenners op die gebied word. En as 'n man met jou kom politiek praat, jag hom weg. As jy politiek praat, is jy nie welkom nie, maar as jy oor Vader Jahwe wil praat, kom ons maak 'n koffie en dan praat ons oor ons Vader. Maar ons is klaar met hierdie gemors. Dit is Jesegiel 47. Gaan lees die hoofstuk, u gaan dit baie geniet. Die koninkryk is nie 'n twee-eenheid nie. Dis net Vader Jahwe. En wanneer hy die rivier bring, dis moet ons nou mooi verstaan. Die eerste ding wat hy bring, wat hy verduidelik hiermee, by die altaar vind 'n metamorfose plaas. Weet jy wat beteken? Dis 'n vreeslike woord. Wat beteken metamorfose? Dit is 'n gedaanteverwisseling, 'n gedaanteverandering. Weet jy, ons is geleer om gedaantes van godsaligheid te wees. Maar wanneer jy by die altaar aangekom het vandag of môre of oormôre, moet jy toelaat dat hierdie metamorfose plaasvind. Want jy gaan iemand word wat Vader Jahwe se verbond taal dra. Nie jou geloofsbelijdenis nie, wat in elk geval 'n groot stuk bedrog is nie. Hy bring wat? Hy bring 'n oop fontein. Jy word 'n oop fontein. Het hy nie gesê, as julle my glo, soos wat die skrifte sê, lewende water sal uit julle binneste uitvloei. Met ander woorde, jy word 'n altaar. Sefanja 3 vers 10. Oor kan die riviere van kus vandaan sal my aanbidders my offer bring. Jy word die offer. Jy bring die offer. Wat? Lewende water vloei uit jou binnekant. Jy openbaar die bedrog. En Vader sê dit is onstuitbaar. As dit vanmôre enkel diep is, môre gaan dit kniediep wees. Naas môre gaan dit heupdiep wees. En daarna is dit 'n rivier in vloed wat nie meer gekeer kan word nie. Die omdraaipunt is dat ons moet klaar kry dat hier iemand anders, daar word in hierdie land verkondig dat ons losser net 'n gewone mens is en ek sidder. Hoe het ons by die goed aangekom? Hoe kan ons waag om vir mense hierdie verkeerdheid te loop leer? Die kerk het jare terug al begin om te sê, daar was nooit 'n maagdelike geboorte nie. U weet dit. Almal het geswyg. Almal het geswyg. Ons Vader is die een wat die water gee. Ek wil klaarmaak. Luister nou mooi vanmôre. Asseblief, ek pleit by u. Die terugkeer na Vader is 'n terugkeer na die rivier van Jesegiel 47. Wanneer jy na Vader terugkeer, dan begin die water vloei. Dis wat ons in hierdie land nodig het. En ek dank Vader vir manne wat pen en papier opneem, wat al hierdie bedrog op skrif stel
wat dit die vlakte instuur, sodat ons as volk kan sien hoe is ons bedrieg. Ons is uit 'n geboorteland uit bedrieg. Ons is uit erfreg bedrieg. Ons is uit orde en seëning bedrieg. Nou wanneer gaan dit ophou? Solank as wat u en ek godsdienst speel, so lank lag hierdie hoël wêreld. Wanneer die volk terugkeer na sy naam, word die altare herstel, word die fonteine oopgemaak en die waters begin vloei. En hierdie dooie volk ontvang lewende water, waarin sy lewend gaan word voor sy aangesig. Prys sy kosbare naam daarvoor. Die losser is die een wat die rivier bring. Hy bring hom. Hoekom? Want hy is Vader Jahwe. Hy is die koning van Israel en sy losser. Net hy alleen. En hy is besig met voorbereiding. Hy sê ek is die eerste en ek is die laaste. Hy is Vader Jahwe self. En wanneer jy hom so sien, my boet en my sis, as koning en losser, dan word die evangelie 'n vuur in jou binnekant. Dan is jy immuun teen die bedrog van hierdie wêreld. Dan word jy genoem die seuns en die dogters van die lewende Vader Jahwe. Ek dank u.